2 Samuel 12 vers 1 tot 7. Die Here het Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander was arm. Die ryk man het besonder baie kleinvee en beeste gehad, en die arme man het niks behalwe 1 klein ooilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou, en sy het by hom groot geword, saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. Toe daar 'n besoeker by die ryk man opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom opgedaag het, iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arme man en berei 'n ete voor vir die man wat by hom aangekom het. Dawid het baie kwaad geword vir daardie man. Hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ooilam moet hy 4voudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het, en nie die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. Ek begin met 'n storie. Miskien 2. Een reënerige Sondagmiddag moes ek toesig hou oor 70 woelige kinders. Ons was in 'n saal en ek het geweet, as ek nie blitsvinnige aktiwiteit of 'n idee of 2 bedink nie, breek daar vandag chaos uit op die Heilige Sondag. Op daardie oomblik onthou ek 'n speletjie. 'n ou rolspelspeletjie wat ons towenaars, reëse en kabouters genoem het. Ek kry toe my troepe rustig, geen maklike taak, en begin verduidelik die reëls van die speletjie. Dit werk as volg, bulder ek. As jy 'n towenaar wil wees, gaan staan voor in die saal. Die reëse kom in die middel bymekaar en die kabouters agter in die saal. Kom, laat ons beweeg. Ek gee dus 'n paar minute om in groepe of eerder troppe aan te tree voor ons begin. Terwyl ek daar staan, voel ek 'n sagte, dog besliste trek aan my jas. Toe ek afkyk, sien ek 'n klein dogtertjie met groot blou oë waarin vraagtekens dans. Skus tog? Ja, wat is dit? Skus, maar waar moet die meerminne staan? Meerminne? Meerminne? Spoeg ek herhalend en harder as wat ek bedoel het uit. Daar is nie meerminne nie. O ja, daar is. Oom sien ek is 'n meermin en ek wil net weet waar ek moet gaan staan. Nou, hier was 'n klein dogtertjie wat presies geweet het wie sy is. 'n Meermin, so eenvoudig soos dit. En nou wou sy net weet waar sy hoort. En nee, sy sou nie tevrede wees om op die kantlyn na die ander kinders te staan en kyk nie. Sy het haar plek geken. Sy wou net weet waar sy moet gaan staan. So waar moet die meerminne staan? Al die kinders wat ons probeer vorm en druk om te pas in ons boksies. Soms, net soms, kry ek 'n breinbrander, 'n oomblik van inspirasie, van daai soort wat al hoe minder tevoorskyn kom, maar wonder bo wonder op daai dag kop uitgesteek het. Ek het na die kind gekyk en haar hand gevat. Ek weet, die meermin sal reg langs die koning van die see staan. Koning van die gekke sou meer gepas gewees het, maar ek het my pous gehou. So staan ons toe by mekaar, die meermin en die koning van die see, terwyl die towenaars en die reëse en die kabouters in hulle massas verby ons marcheer. Dit is so terloops nie waar wat hulle sê oor meerminne wat nie bestaan nie. Ek weet hulle is regtig, want ek het 'n meermin se hand vasgehou. Net 'n storie. Of is dit? 'n Storie van 'n dogtertjie wat nie tevrede was om 'n speletjie te speel waarin sy nie geweet het hoe sy inpas nie. Of anders gestel, sy het presies geweet wat haar storie is en kon nie verlief neem daarmee dat die storie nie plek gehad het vir haar storie nie. Nog 'n
Storie. Lang gelede, soos die storie vertel word, het bose magte die Jode bedreig en die groot Rabbi Israel Baal Shem Tov het diep in die woud ingeloop na 'n heilige plek, 'n vuur aangesteek en gebid. Toe hy hierdie 3 goed gedoen het 'n wonderwerk gebeur en sy mense is gered. In die volgende generasie, toe sy disipel vir dieselfde rede vir sy mense moes intree, het ook hy geloop na die heilige plek diep in die woud en gebid, Meester van die heelal, luister, ek weet nie hoe om 'n vuur aan te steek nie, maar ek ken hierdie plek en ek kan nog hierdie gebed bid. Dit moet genoeg wees. 'n Wonderwerk het gebeur en sy mense is gered. Baie jare later, toe moeilikheid die Joodse mense weer agterna gesit het hulle leier na die woud gegaan en gesê, Meester van die heelal, luister, ek weet nie hoe om 'n vuur aan te steek nie. Ek kan nie bid nie, maar ek ken hierdie plek en dit moet genoeg wees. 'n Wonderwerk het gebeur en sy mense is gered. Uiteindelik, nie so baie jare gelede nie, het 'n onheil soos geen ander die Joodse mense bedreig. Hulle leier het in 'n leunstoel gesit met sy kop in sy hande en vir God gesê, ek kan nie vuur aansteek nie. Ek ken nie die gebed nie. Ek kan nie eens die plek in die woud vind nie. Al wat ek kan doen, is om die storie te vertel. En dit moet genoeg wees. En het was. En het was. En het is. Ek bly verstom oor die krag van stories, veral nou na die woordfees in Stellenbosch. Ek kon nie soveel shows gaan kyk soos wat ek wou nie, maar die waarby ek wel kon haal, het my op die punt van my stoel gehou en lank na die meeste mense al uitgestap het ek net daar bly sit, asof ek my asem wou terugkry of net tot verhaal kom. In Sheila Cousins se woorde, vreugde, verbasing, vreugde, herkenning. Die goue draad wat verweef is deur 'n goeie storie, die ding wat jou aandag hou, jou oë, selfs al is dit al ou nag, ooptrek, jou aan 'n skrywer of 'n verteller, 'n storieverteller in watter gedaante ook al se lippe laat hang. Dis moeilik om in ons tyd met die goue draad te leef. My aandag is nou hier, dan se daar. Ek antwoord gou die e-pos in WhatsApp taal, want my ander hand is aan my foon vas, wat aan my goeie oor vas is. Ek is besig om 'n YouTube video te laai, maar ek moet eenvoudig net vinnig gaan comment. Of nee, ek sê haastig, ek gaan dit net like. Daai foto wat iemand nou net gepost het. Is dit my vriend? Is dit net my friend? Anyway, die video het klaar gelaai. Ag nee, nou is my wifi gekap. Ek sit in 'n coffee shop sonder wifi, een van daai nuwe throwback coffee shops. Hoe dit gebeur? En dit laat ons effe draadloos leef. Ons vergeet dat dit net stories is wat ons deursigtig en weerloos maak vir mekaar. Of miskien onthou ons dit en is dit juis wat ons nie wil doen nie. Is dit juis wat ons nie wil onthou nie. Hoeveel keer het jy nie al ondervind dat jy iemand heeltemal verkeerd opgesom het voor jy haar storie geken het nie? Hoeveel keer wou jy nie al jou tong afbyt of die wolhaar van jou lippe afvee as jy iemand opgesom het voor jy sy storie gehoor het nie? Ons takseer mekaar links en regs op ons baadjies, soos wat die ou uitdrukking sê, en die blaadjies van ons stories, dikwels so netjies toegevou onder die baadjies, sou dalk gesorg het vir 'n baie meer liefdevolle wêreld. Stories bring ons agter die kap van die byl. Dit voel vir my asof so
wat doen jy? So absurde vraag is met 'n eerste ontmoeting. So, wat's jou storie? Wat is jou storie? Sou 'n baie beter vraag gewees het, as dit net in ons goue draadloose wêreld geklink het soos 'n belediging nie. Jan Martel skryf in Life of Pi, "The world isn't just the way it is. It's how we understand it, no? And in understanding something, we bring something to it. Doesn't that make life a story?" Auden het geskryf, "Behind the corpse in the reservoir, behind the ghosts on the links, behind the lady who dances and the man who madly drinks, under the look of fatigue, the attack of migraine and the sigh, there is always another story. There is more than meets the eye." In plaas van ons kwesbare stories met mekaar deel, soek ons baie meer dikwels veiligheid in abstraksies. Meeste mense is gladdebek as hulle opinies en hulle idees en hulle oortuigings kan bekend maak, veral van agter die skerm, wat soos 'n skild word tussen my en die wêreld. Moet my net nie vra oor my lewe nie, want dis 'n oop wond. Ek kan dit nie beskerm of verdedig nie. 'n Digter het gesê, alles van waarde is weerloos. En dis nie 'n waarde wat die meerderheid meer aanhang nie. So lyk dit asof daar minder ware gemeenskap, minder gom en verbondenheid tussen sogenaamde intellektuele mense en groepe op sosiale media is, as in die mees primitiewe gemeenskap van storievertellers. Selfs in die kerk het hierdie abstraksies hulle weg gevind in hoe ons omgaan met mekaar. Om in te span meestal as bewyse van God se identiteitsdokumente. Vroeger is daar net stories vertel, getuienisse gelewer. Niemand het iets gehad om te bewys nie, want die God storie het nie op dieselfde arena gespeel as die van die empire, die van die Romeinse ryk, waarin alles gemeet en bereken en behaal word nie. Ek voel beteken wat het geword van lei die klok, breek die brood en vertel die storie. Dis John Shea se kort beskrywing van kerk. Gather the folks, break the bread, tell the stories. Die Bybel, die storie wat ons die meeste lees en wat baie debatte ook uitlok, die blote bestaan van die woord storie, as dit in verband gebring word met die Bybel. En ek gaan nie in 'n dit of dit gesprek ingaan nie. Party mense glo die Bybel is net 'n storie. En ander mense glo niks in die Bybel is 'n storie nie. Kom ons bevind onsself in die sagte grys tussen hierdie areas. Die Bybel is duidelik daaroor dat narratief as kunsvorm, narratief as gom tussen mense is transformerend. Dit maak ons, dit breek ons en dit sit ons weer aan mekaar. Daar is 'n onlosmaaklike verband tussen storie en redding of bevryding dan in die Bybel. En God, veral deur Jesus, skroom nie om stories en gelykenisse in te span om mense van binne af nie te maak nie. Stories, behalwe dat dit ons red, het ook die kapasiteit om ons te vertel wie ons is, wie ons word en waar ons hoort, soos die Meermin ons gewys het. Ben Okri, die Nigeriese storieverteller, skryf, "We live by stories. We also live in them. One way or another, we are living the stories planted in us early or along the way, or we are also living the stories we planted, knowingly or unknowingly, in ourselves.
We live stories that either give our lives meaning or negate it with meaninglessness. If we change the stories we live by, quite possibly, we change our lives. Of soos iemand geskryf het, how we store is how we story. Frederik Buechner, van wie ek nou 'n hele paar aanhalings gaan lees, was 'n meesterstorieverteller en hy het ook wonderlike boeke geskryf. Ek onthou hierdie boek uit my jong dae uit, dit het my aangegryp. Die boek se naam is Telling the Truth, The Gospel as Tragedy, Comedy and Fairy Tale. Wat natuurlik nie impliseer dat dit nie waar is nie. Hy skryf, The Bible is a book, finally, about ourselves, our own apostasies, our own battles and blessings, and it is the discovery of that constitutes the real reward. So dis die een type storie, is die stories wat vertel word in die Bybel. Die een wat ons gelees het oor Nathan en Dawid is my... Nathan kon baie roetes gevolg het om Dawid van sy skuld te kom oortuig. Hy kon daar aangestap het en vir hom wette voorgelees het. Hy kon daar aangestap het en om net bloot geoordeel het. Daar was soveel grond daarvoor. En tog, toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. En die een was ryk en die ander was arm. En dan vertel hy hierdie storie en Dawid het baie kwaad geword vir daardie man, die man in die storie. En hy het vir Nathan gesê, so waar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ooilam moet hy 4voudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het, en nie die arme man jammer gekry het nie. En toe sê Nathan vir Dawid, en dis die sleutel van wat ek eintlik vandag wil oordra en vra. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. Dis die uitnodiging van al die verhale in die Bybel. Ek onthou altyd hoe my pa, die katekisasiestudente, as hulle gepraat het oor, byvoorbeeld, Adam en Eva, dan het hy altyd gesê, as jy nie vir Adam en Eva in jou straat kan herken nie, in jou huis kan herken nie, in jou hart kan herken nie, dan is Adam en Eva nie lewendig nie. Dan is hulle dood. En dodelik. Die meeste van die stories in die Bybel kan so ingespan word in die naam van die dood of dodelik, as ons nie ons eie storie in hulle kan sien nie. Soos wat Live sing in, ek kan nie die song se naam onthou nie, Adam and Eve lives down the street from me, Babylon is every town. Dis die uitnodiging, om nie net die Bybel te lees nie, maar bovenal toe te laat, dat dit ons lees. Oor die krag van ons persoonlike stories, as deel van die storie, skryf Buechner, if God speaks to us at all, other than through such official channels as the Bible and the Church, then I think that he speaks to us largely through what happens to us. His word to each of us is both recoverable and precious beyond telling. In that sense, autobiography becomes a way of praying, and if it matters at all, matters mostly as a call to prayer. Oor dit, oor die gebed, oor die autobiografie, oor die persoonlike storie, oor my storie wat die diepste oproep tot gebed is.
Dis eintlik al wat ek het. Dit is waar geestelike formasie teenoor blote inligting dan ter sprake kom, wat alles te maak het met hoe ons onsself vind, of eerder hoe ons onsself laat vind, hoe God ons vind, binne die narratief van skepping, skeiding en terugkeer. Enige goeie stories narratief. Waar ons storie en God se storie kruis, is waar God ons ontmoet. Dis waar die woord vlees word. Ek gaan afsluit deur iets te lees van weer Friedrich Buechner, wat ek nie eintlik geweet het hoe om ordentlik te vertaal of in my eie woorde oor te dra nie. Hy praat oor die credo's van die Christelike lewe, dit wat ons hardop bely. En dan sê hy, dit wat ons baie keer hoor, ook oor Kerstyd, God of God, light of light. That is not a theological idea or a religious system. It's a series of largely flesh and blood events that happened, are happening, will happen in time and space. For better or worse, it is a story. It is well to remember because it keeps our eyes on the central fact that the Christian faith always has to do with flesh and blood, time and space, and specifically with your flesh and blood and mind, with the time and space that day by day we are all of us involved with, stub our toes on, flounder around in trying to look as if we have a good sense. In other words, the truth that Christianity claims to be true is ultimately to be found, if it's to be found at all, not in the Bible or the church or theology. The best they can do is point to the truth, but in our own stories. If the God you believe in as an idea doesn't start showing up in what happens to you in your own life, you have as much cause for concern as if the God you don't believe in as an idea starts showing up. It is absolutely crucial, therefore, to keep in constant touch with what is going on in your own life story and to pay close attention to what is going on in the stories of others' lives. If God is present anywhere, it is in those stories that God is present. If God is not present in those stories, then you might as well give up the whole business. Mary Oliver het dit eenvoudig so gestel. Kan dit so eenvoudig wees? Durf dit so eenvoudig wees? Instructions for living a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it. En dis die uitnodiging van die woord en van die woord wat vlees geword het. Kom ons maak ons oor toe. Here, baie dankie dat u gekies het om deur iets so gewoon en so eie aan mens wees en iets wat ons baie keer in hierdie realistiese wêreld waarin ons leef vergeet om te doen, om stories te vertel. Dankie vir die stories wat u vertel het, wat soveel meer oopgebreek het. Dankie dat u gewys het en net vertel het nie. Here, help ons om aandag te gee, om die klokke te lei. Help ons om verwonderd te wees oor mekaar, om geïnteresseerd te wees in mekaar en mekaar se stories, om die brood te breek. En help ons om ons stories op so 'n manier te vertel, dat dit deel vorm van die groot storie, van u storie, wat altyd uit liefde en deur liefde en tot liefde is. Amen. Baie dankie vir
ook die deel van stories en die deel van yes, ek voel dit gaan nou baie konnie wees om hierdie haak te maak. Die deel van jou storie deur ook jou finansies te gee vir hierdie forum. Dit was so cringe as wat ek gedink het, dit gaan nou uitkom. Maar dis die realiteit van hierdie storie, is dat ons ook dit nodig het om so hierdie forum aan die gang te hou. Jy kan bydra deur die SnapScan kode te gebruik of Envia se bankbesonderhede op die web te kry. 'n mooi week vir jou. Mag jy 'n mooi storie leef en mag daar mooi stories deur jou leef.